Kan ons dit nie voel nie, kan ons dit sien, as ons dieper kyk. En agter elke glimlach skuil 'n storie van hoe liefde lyk. Want ons weet dit kos nie veel nie, om te gee nie, kom ons gee dit saam. So laat die hele wêreld se harte brand, en soos 'n diamant skitter uit sy hart. Almal saam, 'n engelkoor, ons sal sy lig wees, tot hy weer kom, tot hy weer kom. Ons sal sy lig wees, tot hy weer kom, sal ons hart. Geliefdes, ons teksgedeelte Romeine 3 vers 21 tot 31, is Romeine 3 vers 21 tot 31, ons het by vorige geleentheid verse 9 tot 30 ook hanteer, tot 20 hanteer, ons gaan ook nou die res hanteer, maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë, ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, baie dankie vir die heilige skrifte, dankie vir die waarheidsbeginsels wat U ook vir ons so in die woord gee. Maar in besonder van môre, Here, wil ons vir U dankie sê vir die evangelie. Dankie dat ons die evangelie kan hoor. Dankie dat ons die evangelie kan leer ken. En dankie dat ons nie 'n evangelie bou op onsself en ons eie denke of gevoelens nie, maar dat ons die evangelie leer ken deur die heilige skrif en wat die woord vir ons sê. Here, baie van ons mense sukkel met die evangelie. Baie verstaan dit nie. En daarom bid ons, Here, dat U in besonder ons van môre hier sal seën. Dat die woord waarlik vir ons sal oopbreek. Dat ons vandag sal verstaan waaroor die evangelie werklik gaan. Seën dit vir ons asseblief, Here. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam Romeine 3 verse 21 tot 31. Paulus natuurlik wat skryf en sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ek herhaal, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sonde ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees, en regverdig maak, wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dis uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, met ander woorde die nie-Jode, ons. Vers 30, aangesien dit inderdaad een God is, wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof, en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet tot sover. Vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet.
deur die geloof. Geliefdes, tot so ver. Nou, ek wil dit miskien noem, wat baie mense vra vir my die vraag, wat het mense aan die dominee gedoen dat hy oor hierdie tema spreek? Hou op. Ek gaan nie preek vir 'n enkel persoon nie. Ken my, as jy my nou nog nie ken nie, weet, ek gaan nie vir een persoon hier sit en preek nie. Alright, as ek 'n probleem het met 'n persoon of 'n persoon probleem het met my, dan gaan sien ek die persoon en ek gaan praat met die persoon. So wanneer ek preek, geliefdes, preek ek dit want die Here druk dit op my hart vir die gemeente. Nie vir 'n individu nie. So moet nou nie laat die ou vyand klaar jou gedagtes, weet wat met die dominee te doen nie. Vergeet dit. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die boodskap wat die Here vir die gemeente wil gee. Alright, so ek sê weer eens, onderskei tussen individueel en gemeente. En hierdie boodskap wat ek vandag vir u bring ek vandag regtig uit my hart uit. Ek bring dit vandag, want dit is so noodsaaklik, want uit my gesprekke in die algemeen, pastorale gevalle wat ek hanteer, kom dieselfde ding die heeltyd na vore. Mense het nie 'n idee waaroor die evangelie gaan nie. Hulle ken dit nie. So wat ek vandag vir jou bring ek vir jou uit my hart uit, want ek wil hê jy moet die evangelie verstaan. Ek wil begin verstaan van môre, hoe word jy gered? Hoe het jy hoop? En dat hy hoop en hy redding is nie in jouself nie, dis nie in jou werke nie, dis nie in jou verdienste nie, dis nie in jou wetsonderhouding nie, dis nie in die goed wat ons as mens die hele tyd wil voorhou, om daardeur gered te kan wees nie. So vandag gaan ons regtig ingaan op die vraag, hoe word jy gered? Hierdie is die basiese fondasie, die kern van alles. Nou geliefdes, kom ons begin. En ek wil saam met jy eerstens kyk, waar gaan die evangelie? Ek het al met jy gepreek, ek het al baie gepraat, die woord evangelie in Grieks beteken goeie nuus. Wat is die goeie nuus? Wat is die goeie nuus van die evangelie? Nie swaar nuus nie, nie 'n las op jou nie, wat is die goeie nuus? Die evangelie is goeie nuus, en hierdie goeie nuus gaan oor Jesus Christus. Die evangelie, geliefdes, gaan oor 'n persoon. Dit gaan oor 'n persoon, dit gaan oor 'n redder, dit gaan oor 'n middelaar, dit gaan oor 'n hoop vir die mensdom in Jesus Christus. Dit gaan nie oor jou nie, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. Ek het dit ruk terug ook gesê en ek sê dit weer, ons maak die evangelie dat dit gaan oor allerhande ander dinge. In steede van dit waaroor dit moet gaan, nie dit nie, wie? Christus. Kerke, het gaan oor ander goeders deesdae. Nie Christus nie. Wat getuig die skrif? Wat getuig die evangelie? Waar gaan die evangelie? En ek gee net 'n baie kort opsomming natuurlik hierso. Die evangelie getuig dat Jesus Christus, die Seun van God, aarde toe gekom het, terwille van homself, nee, terwille van ons. Dat Jesus Christus, die Seun van God, aarde toe gekom het, om ons as mens te kom red, uit die sondige toestand waarin ons is. Dat Jesus Christus die perfekte, volmaakte offer gebring het vir al ons sondes. Geliefdes, ek het dit in die verlede ook al genoem en ek noem het vandag weer, die boek van Hebreërs 8 tot 10. Christus Jesus het eenmaal gesterf. Hy het 'n volmaakte offer gebring. Vir ewig. Vir ewig. Vir ewig. Wat beteken ewig? Dit beteken dat toe Christus sterf aan die kruis, het hy betaal vir jou sonde wat is, jou sonde wat was, en jou sonde wat gaan wees. Alles, eenmaal klaar. Dis betaal. Christus word nie herhaaldelik geoffer nie. Eenmaal, volmaak, voldoende, genoeg. Al jou sondes, geliefdes,
eenmaal betaal vir alles volmaak. Dat in Jesus Christus kry ons vergifnis. In Christus kry ons verlossing. In Christus kry ons uitkomste. Ons kry deurbrake. Ons kry redding. Ons kry hoop. Ons kry oorwinning. In Christus, deur Christus. Maar die kern vir vanmôre is redding. Ons kry redding in Christus. Redding, geliefdes, is in Jesus Christus alleen. Solus Christus, Christus alleen. Daar's 'n rede daarvoor. Dis die evangelie. Redding is in Christus Jesus alleen, deur 'n geloofsverhouding met hom. Deur geloof. Ons hoor dit die heeltyd. 'n geloofsverhouding met hom. Toegang tot die ewige lewe is in Jesus Christus alleen. Niks anders nie. Deur geloof, nie deur die werke nie, nie deur die wet nie. Romeine 3 wat ons nou gelees het, getuig het baie mooi. Paulus sê dit uitdruklik. Daar's nie redding in die wet nie. Daar is nie. En ons gaan dit vanmôre 'n bietjie dieper ontgin ook. Maar ons redding is in Christus, deur die vergifnis en verlossing wat ons ontvang in Jesus Christus. Ons as volwassenes gaan 'n bietjie dieper ingaan op dit wat ons ook nou gesien het. En ek wil baie graag begin by die volgende beginsel vir ons. Wet red nie. Wet red nie. Hierdie is so belangrik. Jy sien, ons sê ons glo die evangelie en dit wat ons net nou gesê het oor die evangelie, ons weet dit en ons ken dit en al hierdie dinge. Maar geliefdes, ek kom al meer agter, mense verstaan dit nie. Dis bo rasionele denke, maar mense verstaan dit nie. Verstaan ons dit werklik, want keer op keer meet ons redding aan onsself. Keer op keer. Ja, maar ek gaan nie die ewige lewe kan kry nie, want ek is so en so en so. Ek gaan nie paradys toe gaan nie, want ek is so. Ons meet die heeltyd ons redding aan onsself, aan ons eie werk, aan ons eie verdienste en aan ons eie wetsonderhouding. En dis nie wat die skrif getuig nie. Die skrif is baie duidelik. Die wet red nie. Hy kan jou nie red nie. Hy het nie die moontlikheid om jou te red nie. Wet is nie vir redding nie. Nou, hierdie is vir my so belangrik. Ek is so bang, mense sit hier so nou, Berg, ja, ek hoor wat jy sê, maar. So ek wil vandag vir jou uit die skrif wys. Teks op teks, en glo my, as ek vir jou nog moet besig hou, gaan ons 2 ure lank hier sit. Teks op teks, wat dieselfde ding getuig, dieselfde ding sê. Die wet red nie, en hy kan nie red nie, en hy sal nooit red nie, hy was nooit vir redding bedoel nie. So, ek gaan tekste gebruik, geliefdes, ek wil hê, jy moet die skrif hoor, sodat jy uit kan stap en sê, die woord sê, nie Berg sê nie. Ek begin, almal bevestig, die wet kan nie red nie. Romeine 3, ons het dit mooi gesien hierso, nee? Romeine 3 verse 20 en 21, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want die wet is die kennis van die sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Maar, kom ons gaan verder, pragtige boek van Galasiërs. So, Romeine 3 sê baie duidelik, die wet red nie. Kom ons gaan verder, Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 19 tot 21, want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir God te lewe. Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. As jy jouself wil red deur die wet,
As jy jouself wil red deur die wetsonderhouding, beteken dit, jy verraai vir Christus. Hoor my lied, jy verraai vir Christus. Want dan beteken dit, Christus het verniet kom sterwe. Ons het hom nie nodig nie. Jy kan jouself mos nou red deur jou eie perfekte wetsonderhouding. En dis 'n leuen. Ons kan nie. So ons is besig om Christus te vervang deur ons eie verdienste en wetsonderhoudings. Ons sien dit in die wêreld met feeste, met al hierdie wettiese dinge wat deesdae in plek kom. Wat doen ons mense? Ons is besig om Christus te vervang. Want Christus is die vervulling van die feeste en die vervulling van die wet. As ons wil teruggaan na die ou dinge toe, dan beteken dit Christus het verniet gekom. En dis wat Paulus getuig. Maar kom ons vat dit verder, as dit nog nie duidelik is. Galasiërs 3, verse 10 tot 14. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskrywe is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Sodat die seun van Abraham na die heidene toe kom in Jesus Christus. En dat ons die belofte van die Gees deur geloof kan ontvang. Hoor ons dieselfde ding, daar's 'n vloek op die wet. Daar's 'n vloek op elke persoon wat die wet wil doen. En die vloek sê dat as jy deur die wet gered wil word, deur jou eie werke of verdienste, dan moet jy alles in die wet doen. Alles. Nie net selektief soos wat ons baie keer wil doen nie, alles. En wanneer ons besef alles, dan besef ons kry dit nie reg nie, ons kan nie. Dit is onmoontlik. Geen mens sal geregverdig word deur die wet nie, geen mens nie. Maar deur die geloof, deur Christus, sal ons lewe. Wetredding is 'n vloek. Galasiërs 3 vers 18 tot 22, want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie. Maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dis bygevoeg, weens die oortredinge, sodat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. En dit is deur engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Ons hoor dit weer, die erfenis nie in wet nie. Die erfenis is deur geloof. Maar ek wil dit verder, Galasiërs 4, en dan gaan ek dit mooi probeer verduidelik. Galasiërs 4 vers 1 tot 7. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Wat sê Paulus in hoofstuk 3 en 4? Baie eenvoudig, die wet was 'n tydelike maatreël tot met die koms van die volledige. Die wet se doel was eintlik net om in toom te hou tot met die koms van Jesus Christus. Die wet het nooit gered nie, en die wet sal nooit red nie, en dit was nooit die doel van die wet nie, nie eens aan die begin nie. Wet red nie. Geliefdes, tekste op tekste, wet het niks met jou redding te doen nie. Ek wil het vandag vir jou sê, niks. Wet red nie. Maar, ons moet die wet reg gebruik, en ook reg sien, en reg verstaan. Niks met redding te doen nie. Romeine 3 vers 31 wat ons net nou gelees het, nee?
om die wet te bevestig. Christus getuig daarvan in Matteus 5 vers 17 tot 18 ook. Hy het nie gekom om te ontbind nie, hy het gekom om te vervul. Hy het gekom om sy ware betekenis vir ons te bring. Ons moet die wet reg gebruik. Wat beteken dit om die wet te bevestig of tot reg te laat kom? Geliefdes, ek het dit al 'n paar keer gesê en ek sê dit vandag weer. Die wet se funksie het niks met jou redding te doen nie, niks. Die wet het 3 nuwe funksies, Nuwe Testamenties. Die wet wys wat is sonde. Ons het dit in Romeine 3 gesien. Die wet wys wat is sonde, maar belangrik, die wet wys dat ons is sondaars. Ons is skuldig. Wanneer ons besef ons eie toestand van sonde en swakheid en nietigheid, dan dryf die wet ons na Jesus Christus, die vervulling van die wet. Want deur Christus Jesus kry ons vergifnis en verlossing. Deur Jesus Christus kry ons redding, nie deur die wet nie. Die wet wys ons net na Christus. En wanneer ons in Christus is, dan streef ons, dan poog ons om die wet te doen, nie vir redding nie, maar as 'n riglyn vir 'n lewe van dankbaarheid. Ek wil die woord riglyn bevestig. Nie wet tot dankbaarheid nie, 'n riglyn, 'n maatstaf vir iets om vir jou te sê, maar hou hierdie pad, dis 'n goeie pad. Dis 'n riglyn, dis 'n rigtingaanwyser vir dankbaarheid. So wanneer ons dinge doen vir die Here, doen ons dit want ons wil dankie sê vir die Here. Hoekom wil ons dankie sê vir die Here? Want ek is reeds gered in Christus. Weet dit niks met jou redding te doen nie. Niks. 3 nuwe funksies. Selfs die wet wys op redding in Jesus Christus alleen. Gaan kyk die Ou Testamentiese wette. Jy gaan vir Christus daar binne sien. Die wet wys op redding. En selfs met morele wette wys dit vir ons is swak en feilbaar en in onsself en deur onsself kan ons nie. Ons het vir Christus nodig. Gaan na Christus, wees in Christus, bly in Christus. Christus, dis die evangelie. 'n geloofsverhouding met Jesus Christus. Die beseffing van ons sonde en ons swakheid hou ons nederig en afhanklik van Christus. As jy op 'n punt in jou lewe kom wat jy dink jy's volmaak en perfek, sê ek vir jou, jy het hoogmoed soos die Satan. Geen mens is perfek, volmaak, sondeloos en vlekloos nie. Geen mens. Selfs die hoogs heiligstes wat voorgeheel is heilig, het sonde. Almal. Daar's net een heilig, en dis Jesus Christus. Romeine 5 vers 1 tot 2, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop, op die heerlikheid van God. Niks met die wet nie. Christus, geloof in Christus. Efesiërs 2 verse 8 tot 10, ons ken hom almal baie goed, dis waarop die solas juis gebou is ook, maar ek wil dit weer lees, want ek wil hê u moet die evangelie hoor. Efesiërs 2 verse 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, dis die geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Niemand mag hoogmoedig raak en sê, kyk hoe wonderlik is ek nie. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. In Christus, deur Christus, geloofsverhouding met Christus, nie wet nie, nie verdienste nie, nie werke nie, niks van hierdie dinge nie. Jy gaan nie eendag voor die troon van God staan en sê, Here, ek was so oulik nie. Ek verdien om hier in te gaan nie. Jy sal nie op daai manier ingaan nie. En ek sê dit vandag vir jou regheid. Want dan beteken dit, jy is skuldig aan hoogmoed.
Skrif is duidelik. Ekskuus laat ek die baie gaan besig hou, geliefde. Ons moet dit verstaan. Ek wil verder ingaan. Ons sien duidelik die skrif getuig, wet red nie. Niks met redding te doen nie. Hou op om so te dink. Maar kom ons vat dit dieper. Ek wil met jou gesels oor die leen van verdienste. As ons wil staan op die wet vir redding, beteken dit ons staan op eie verdienste, op ons eie werke en ons eie wetsonderhouding. Ons staan op ons self, die eie ek self. As dit jou maatstaf vir redding is, en ek sê het veel vandag regheid, het jy geen kans op redding nie, geen. As dit jou maatstaf is, sê ek veel vandag, jy gaan skuldig staan eendag. As geen redding in die wet nie. Want geliefde, en hier is die belangrike, en dis wat ek die vorige weke ook probeer oordra het vir ons, om aan te sluit, want almal is skuldig onder die wet. Almal. Ek wil hê jy moet begin besef, ons is meer as sondaars. Maar ons is meer as sondaars wat besef, ons het vir Christus nodig. Geredde sondaars. En moenie sit weer en dink, hoorie, maar ek moet weet dit en ek moet weet dit. Jy gaan toets jouself rarig en wees eerlik met jouself, jy is skuldig. Jy is skuldig. Jy is sondig. Wetend, ontwetend, jy is skuldig. Ons is almal skuldig. Ek, jy, almal reg deur die bank. Romeine 3 sê dit baie mooi, ons het dit mooi gesien. En hier is die groot ding, ons is herhaaldelik skuldig onder die wet. Come on! Is nie 'n geval van, o ja, ek het die wet oortree 5 jaar terug nie. Ons is herhaaldelik skuldig onder die wet, keer op keer skuldig onder die wet, weekliks, daagliks. Is ons skuldig onder een of ander van die wette? Is ons skuldig? Hou op om jouself te flous. Dis juist wat die skrif getuig, almal is sondig, almal is feilbaar, almal is swak. Dis juist hoekom Jesus Christus gekom het. As dit moontlik was om onsself te red, hoef Christus nie te gekom het nie. Maar omdat ons geen kans het op redding deur onsself, ons eie werke, verdienste of wetsonderhouding nie, daarom het Christus in liefde gekom en gesê, ek sal jou help. Ek weet jy is swak. Ek weet jy val en struikel. Ek sal jou help. Ek is jou hoop. As jy jou redding wil meet aan wetsonderhouding, gaan jy altyd skuldig staan, geliefde in die Here. En hier is die groot ding wat ek besef het by baie van ons. Mense meet hulle self aan die wet, en hulle werk in verdienste aan wet, en hulle besef hulle skuldig, keer op keer skuldig, val en struikel elke keer, maar omdat hulle so staan op hulle eie verdienste en wetsonderhouding, lei dit dan tot skuldgevoelens. Hoe kan ek 'n kind van God wees? Dit lei tot selfveroordeling. Ek gaan nie eendag gered wees nie. En dit belemmer jou verhouding met God. Ek wil hê jy moet dit reg verstaan. Dis nie omdat jy nie perfek is, dat dit jou verhouding met God belemmer nie. Dis omdat jy jouself meet aan perfektheid, terwyl jy onvolmaak is, nie perfek nie. Dis omdat jy jouself meet aan wet en verdienste en werke en al hierdie dinge, en keer op keer val jy en jy struikel, dat dit vir jou voel, ek is nie werd nie, ek kan nie gered word nie. So belemmer dit jou verhouding met God, omdat jy in skaamte wegkruip vir die Here. Nou geliefdes, ek het al baie lank in die verlede daar ook oor gepraat, dis die Adam en Eva syndroom. Wat het gebeur toe Adam en Eva gesondig het? Hulle het skuldgevoel ontwikkel, wat hulle toe gedoen? Weggekruip. Hulle het weggekruip vir God. God het na hulle toe gekom en gesê, waar is julle? God het geweet, maar waar is julle?
Dis wat gebeur met ons elke keer. Omdat ons nie ons eie toestand besef nie, omdat ons nie besef wat die evangelie is nie, omdat ons nie besef waardeur word ons gered nie, meet ons onsself van die verkeerde dinge, ons staan die hele tyd skuldig, ons staan veroordeeld, en op die eind van die dag kruip ons weg van God, want ons is nou skaam vir die Here. Dis die Adam en Eva syndroom. Ons kruip weg vir die Here. Ek het al met jy gepraat oor die plafon gevoel, die gevoel van skeiding tussen jou en die Here. En ek het dit in baie pastorale hierdie laaste tyd ook weer besef. Waarvandaan kom die plafon? Die plafon is nie van God af nie. God sê, hier's ek. Dis nie God wat ons hand los nie, dis ons wat God se hand los en gaan wegkruip in skaamte. En intussen veroorsaak het hierdie plafon, hierdie skeidingsgevoel tussen ons en God. Romeine 8, niks gaan ons van die liefde van God skei nie. Niks. So dis ons, dis nie God nie. Nou sê mense, maar ek voel nie meer die gees nie, en ek beleef nie meer die Here nie, en. Hou op wegkruip, hou op wegkruip. Hou op wegkruip. Die Here is daar, hy staan met oop arms en sê, ek is lief vir jou. Kom na my. Hoop op jou eie verdienste, werke, wetsonderhouding, wat ook al jy wil voorhou. So geliefde, deur dit wil ek net weer bevestig, die wet is nie jou maatstaf vir redding nie. Die wet dwing jou na Christus, in wie redding alleen is. Ek hoop jy besef, ek praat vandag verskriklike groot dinge. Bring ons by ons volgende punt, die interne stryd. Ja, ons is in 'n tussentyd stryd, ons is in 'n interne stryd tussen ons feilbaarheid en God se genade en vergifnis. Ons almal. En ek wil vandag vir jou sê, dis goed. Dis nie sleg nie, dis nie altyd lekker nie, maar dis goed, want dit wys vir jou dat die Heilige Gees is met jou. As die Heilige Gees nie met jou was nie, sou daar nooit 'n interne stryd wees nie. Die ongelowige daar buite het 'n saak. Hulle het 'n saak met God, hulle het 'n saak met wat is reg en verkeerd, hulle gee nie om nie. Ons as kinders van die Here wat die Heilige Gees in ons het hierdie interne stryd in ons tussen goed en sleg. Dit wys dat God is besig. Paulus verduidelik hierdie stryd baie mooi, en ek gaan hierdie woorde ook vir ons lees, Romeine 7 vers 15 tot 26, hoor 'n bietjie of jy jouself hoor hier binne. Romeine 7 vers 15 tot 26, Paulus wat weer eens sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat het goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van sonde, wat in my lede is. Hoor julle die stryd? Hoor julle die interne stryd? Wat ek wil, dit doen ek, wat ek nie wil nie, dit doen ek. Vers 24, ek ellendige mens, Paulus, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan kom die antwoord in vers 25, ek dank God deur Jesus Christus onze Here.
So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Paulus getuig van hierdie interne stryd, maar die belangrike is, Paulus sê, waarin lê ons oplossing? Ek ellendige mens, wie sal my verlos? Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Paulus sê, hierdie stryd, hierdie oplossing is Christus. Die hoop vir ons is Christus, die uitkoms is Christus, die redding is Christus, die alles is Christus, dis Christus. Christus begin, Christus einde, Christus. Nie ek moet nou beter poog nie, en ek moet nou sterker staan nie, en ek moet nou meer in myself wees nie. Wees meer in Christus. 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 Christus is die oplossing, sy genade, sy vergifnis, sy geregtigheid. Die oplossing is nie in onsself nie, is nie in ons eie werke nie, is nie in ons eie verdienste nie. Ons dink ek moet net beter wees, ek moet net meer poog, ek moet net meer streef, maar dit is nie die antwoord nie, dit is nie wat die skrif sê nie, want uit jouself en deur jouself gaan jy niks reg kry nie. Meer Christus Jesus. Meer Christus, nie meer self en eie pogings nie. In Johannes 2 vers 1-2, ek het vir gesê, ek gaan baie skrifte vir u deurgee. In Johannes 2 verse 1-2, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld. Johannes toon ook hierdie interne stryd, dis eintlik so pragtig, wat hy sê, moenie sondig nie, streef daarteen, poog daarteen, natuurlik, nee? Ons sê nie dis verkeerd nie, moenie sondig nie, dit is 'n aanmoediging, moenie, maar as jy sondig, ons het die voorspraak by die Vader, Jesus Christus. Hy is die versoening vir jou sonde. Nie jyself, jou eie pogings, eie werke of wat ook al nie. Hy. Moenie sondig nie. Maar as jy sondig, die interne stryd. Geliefdes, baie wil Jesus Christus 'n volmaakte versoening en ons sy offer vir al ons sonde inperk. En hierdie is so belangrik ook, baie wil het inperk deur te sê, Jesus Christus sal sekere sondes vergewe, maar ander sondes nie. Waar staan dit? Waar kry jy dit? Want dis nie wat die skrif sê nie, die skrif sê vir alle sondes, en nie net vir ons nie, maar van die hele wêreld, alle sondes. Ons het hierdie geneigtheid, ons wil staan op sekere sondes vergewe, ander sondes gaan nie vergewe nie, dis 'n leuen. Baie mense het met my gesels en gepraat, ja, byvoorbeeld Christus sal onbewuste sondes vergewe, maar moedswillige sondes nie vergewe nie. Geliefde, ek sê vandag vir jou, dis 'n leuen. Dis nie wat die skrif sê nie. Sekere sondes, seker is nie. Sekere sondes is te groot. Ja, maar hulle gaan nie vergewe word nie. Daai sal vergewe word. Dit wat jy nou nie as prins doen nie, die Here sal jou dit vergewe. Maar as jy nou as prins gesondig het, hel toe. Waar kom ons? As ek en jy teen hierdie tyd nie besef dat die meerderheid van sondes is bewustelik nie, dan gaan ons dit nooit verstaan nie. Kom ons wees eerlik. Meeste sondes is bewustelik. Dis nie asof die brein uitsny en my liggaam doen nou maar net nie. Dis bewustelik. Onbewuste sondes is minder. Onbewuste sondes is ek het nie geweet ek het gesondig nie. Jammer daarvoor ook, Here. Dis minder. Bewustelike sonde, ek doen dit, is meer. So met ander woorde, geliefdes, danks almal weer eens verdoem. Die skrif getuig, Jesus Christus is die antwoord en die oplossing vir alle sondes. En nie net die Nuwe Testament, die selfs die Ou Testament profeseë, byvoorbeeld Psalm 19. Bewustelike en onbewustelike sondes, alle sondes
versoening vir alles. Alles wat ons in swakheid begaan, moedswillig of onbewustelik. Moenie Jesus Christus se offer inperk nie, geliefdes. Moenie Christus se offer inperk deur jou eie rasionele denke en gevoelens nie. Moenie, die skrif is duidelik, Christus is voldoende vir alles, volmaak vir alles. Soos 1 Johannes 1 vers 8 sê, hy is getrou om te vergewe, want hy het reeds betaal. Geliefdes, ek weet, ek gee baie inligting deur, maar kom ons gaan afsluit met die volgende punt. Want dis wat ek vir jou wil oordra. Wees in Christus. Wees net in Christus. Dis die kern van alles, dis die evangelie, dis kerkwees, dis geloof, dis alles. Dis Christus. Wees in Christus, hy is jou hulp, hy is jou redding. En my geliefde, ek wil vir jou vandag sê, die Here het medelee met ons, hy het medelee met ons swakhede, hy het medelee met al ons swakhede in alle forme, hy was self mens gewees. Hebreërs 2, wat het baie mooi getuig, vers 17 tot 18, Christus Jesus het medelee met ons, want hy was ook mens, hy ken versoeking, hy weet waardeur ons gaan, hy ken ons omstandighede, hy ken ons swakhede, hy ken ons tekortkominge, hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy ken jou. Hy het medelee. Jesus Christus het vir al ons sondes betaal. Weer eens wat is, wat was en gaan wees, reeds, onbewustelik, moedswillig, groot, klein, noem het, eenmaal aan die kruis, 'n volmaakte offer gebring vir alles. Nie net seker is nie. Alles. En ja, geliefde, in dankbaarheid vir die redding wat ons het in Christus, streef ons natuurlik vir die goeie. Ek sê weer eens, ons streef, ons poog. Ja, ons wil groei in heiliging, natuurlik, dis nie 'n leuen nie, dis waarheid daai ook. En asseblief, as ek nog vir jou moet ingaan daarop, gaan ons nog ure hier sit. Ek probeer vandag net vir jou weer terugbring na die kern van die evangelie, en dit is Christus. So daardeur ontken ons nie heiligmaking en groei en poog en streef en al hierdie ding nie, glad nie, asseblief, maar dis die uitvloeisel van Christus, in die verhouding met Christus, kom daai dinge in plek, en is 'n proses waarin ons groei. Dis nie een dag is ek so en die volgende dag is ek reg nie. So ons ontken dit nie, maar kom ons wees eerlik met mekaar, ons struikel gereeld, ons poog, ons probeer, maar ons struikel gereeld, keer op keer. Mense kom na my toe en sê, maar Berg, ek sukkel met hierdie sonde, en ek kry dit nie oorwin en ek val die heeltyd daarvoor. Die Here hou nie meer van my nie, die Here gaan my verlaat. Ek sê vir jou vandag is 'n leuen, moenie daarvoor val nie. Die Here ken jou, hy ken jou hart. Hy weet wie jy is. Hy weet waarmee jy sukkel, wat jou struggle is as te ware. Christus weet dit, hy ken ons, en die mooiste is, hy is lief vir ons. Sy genade is genoeg, 2 Korintiërs 12, wat ons laas hanteer het. My genade is genoeg. Wat Paulus sê, ek het 'n doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan waarmee ek vuislaan. 3 maal het ek tot die Here gebid, gesê, Here, vat dit weg van my af. En die Here antwoord en sê, nee. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Wanneer jy nederig is. Wanneer jy nie 'n mate van hoogmoed kan hê nie, maar in totale afhanklikheid van my leef. My genade is vir jou genoeg. Ten spyte van jou swakheid bly die Here lief vir jou. En as gevolg van jou swakheid het Jesus Christus gekom vir jou. Romeine 5. Daarom bewys God sy liefde dat hy vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, ver van God af.
hoeveel te meer sal hy nie nou sy genade aan jou betoon, nou dat jy in hom is nie. Nou dat jy sy eiendom is nie. As hy sy liefde bewys toe ons ver was, hoeveel te meer gaan hy sy liefde bewys nou dat jy in hom is. Romeine 5 vers 9, 6 tot 9. Ek gaan 'n laaste teksgedeelte gebruik, want dit het ook opgekom in gesprekke. Ek het al self baie die waarskuwing gebring, is 'n baie belangrike waarskuwing. As die waarskuwing in Matteus 7, ons ken dit, verse 21 tot 23, waar die Here sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk beerwe nie. Net hy wat die wil doen van my Vader. Maar Here, in daai dag het ek dit gedoen en dat gedoen en so gedoen en so gedoen. En dan sê die Here, gaan weg. Ek ken jou nie. Ek ken jou nie. Gaan weg van my. Jy wat ongeregtigheid bewerk. Baie keer dan lees ons dit en mense het 'n, sal ek sê, 'n vrees. 'n vrees. Maar geliefdes, ons moet dit ook reg verstaan en ek wil dit vinnig net deurgee, dis 'n groot waarskuwing, maar kyk wat is die rede, hoekom sê die Here gaan die mense nie in die koninkryk kom nie, want ek ken jou nie. Nie omdat jy ongeregtigheid bewerk nie, ek ken jou nie. Daar is geen persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus nie. En omdat hierdie persone nie in 'n persoonlike geloofsverhouding met Jesus Christus is nie, val hulle onder die skuld. Hulle is skuldig. Hulle val onder die oordeel van ongeregtigheid. Want as jy nie in Christus is nie, gaan jy self voor die troon moet staan en jammer, ons sien uit die prentjie van skrif, jy gaan dit nie maak nie. Christus is ons geregtigheid. Is dit nie wat ons bely nie? Christus is ons geregtigheid. So hulle wat in Christus is, het die geregtigheid van God op hulle. Hulle wat nie in Christus is, ek ken jou nie, het nie die geregtigheid nie. En om te glo en in 'n geloofsverhouding met Jesus Christus te wees, is die wil van God vir ons. Dis wat die evangelie getuig. So selfs 'n skokkende teks, as ons dit nie reg verstaan volgens die evangelie nie, gaan jy in vrees lewe die res van jou dae. Terwyl die oplossing duidelik is, ken vir Christus. Hy is jou geregtigheid. Hy is die wil van God. Ken hom. Daarom dat Christus ook sê, dat ons geregtigheid meer sal wees as die van die fariseërs. Want die fariseërs het 'n geregtigheid gesoek in die wet, en ons soek die geregtigheid in Christus. Dis die verskil. Geliefde, Jesus Christus het jou gekies. Christus het jou geroep. Hy het jou wakker gemaak. Hy kom inwerk in jou lewe deur die woord en die gees. Elkeen van ons wat hier is kan dit getuig. Ek is redelik oortuig daarvan. Almal weet en besef dit. Die Here het my geroep, die Here het my gekies, die Here het my wakker gemaak. Jy is syne. Hy het jou kom haal. Hy het vir jou kom sê, jy in jou feilbare toestand is myne. Ek is lief vir jou, ek het betaal vir jou. Jy is my eiendom. Al dwaal jy af soos 'n verlore seun en 'n verlore skaap en 'n verlore munt, jy is myne. Jy het versekering, nie in jouself nie, geliefde, nie in jou volmaaktheid nie, want dis onmoontlik. Jou versekering is nie in jouself nie. Jy het versekering in die Here. Jy het versekering in sy keuse en in sy roeping. Jy het versekering deur die kosbare geskenk van geloof, 'n gawe wat die Here vir jou gegee het, as 'n bewys en bevestiging, jy is myne. Jy het versekering deur die Heilige Gees wat in jou is en besig is in hierdie interne stryd. Jy het versekering in die liefde van God en die genade wat God het vir elkeen van ons wat glo. Daar is jou versekering. Daar is jou redding. En al die ander dinge wat ons dit wil maak. Hy gaan sy kinders nie verwerp nie, dis 'n belofte. Hy sal sy kinders nie verstoot nie.
En hy verwyder al jou sondes so ver soos die ooste van die weste is. Vir sy kinders. Filippense 1 vers 6, God sal in jou voltooi wat hy begin het. Hy gaan jou nie roep en kies en wakker maak en inwerk en syne maak en dan in die helfte besluit, nee, ek hou nie meer van jou nie. God sal dit nie doen nie. Hy het begin. Hy sal het voleindig. Filippense 1 vers 6. So jou sekerheid is nie in jouself nie, geliefde. Ons sekerheid is 'n opregte geloofsverhouding met Jesus Christus. Ons redding is in Christus alleen. Ek het baie tyd gevat vandag, maar dis die evangelie. Dis waaroor die evangelie gaan. Dit is die goeie nuus van die evangelie. Dis hoekom dit goeie nuus genoem word. Ons het hoop in God. Ons het redding in God. Ons het genade en liefde in God. God, Christus, begin, einde. Alles. Dis die goeie nuus. Nie ons nie. Christus. Die evangelie, die goeie nuus, dat daar's hoop vir ons sondaars, deur die genade in Jesus Christus. So ek wil vandag vir jou sê, geliefde, kry geloofsekerheid. Hoe kry jy geloofsekerheid? Nie deur jouself nie. Jy kry dit in Christus, net in Christus en net in 'n verhouding met hom. En in hom kom redding en alles wat ons nodig het. So ek wil vandag vir jou aanmoedig, is moeilike tye, ek weet, en ons geloofslewe word so aangeval, maar ek sê vir jou vandag, hou vas aan Christus. Hou jou fokus op Christus. Christus. Hy is ons hulp, hy is ons hoop, en hy is ons redding. Niks anders nie. Amen. Kom ons sluit die oë, doen graag 'n gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus, Here, dankie dat ons vandag net kan kyk weer na die kern van die evangelie, want Here, ons verstaan dit baie keer so verkeerd. En sonder dat ons besef, val ons so vinnig terug op onsself, ons eie verdienste. En wanneer ons onsself meet aan verdienste, kom ons agter, maar nie een van ons verdien redding nie. Niemand. Here, ons staan op ons eie werke, ons staan op wetsonderhouding. Ons dink self soms dat ons volmaak is in die wet en daardeur val ons weer verhoogmoed. Here, ons sondig in woorde en dade en gedagtes en gevoelens. Ons struikel, ons val. En dan raak ons moedeloos, Here. Ons staan self veroordeeld, ons staan in skuldgevoelens, ons kruip weg vir U, daai op plafon gevoel ontwikkel, en dan meet ons dit weer eens aan die wet. Dis omdat ek dit of dat gedoen het. Of so gemaak het. Intussen staan U met oop arms, en U sê, my genade is genoeg, ek het reeds betaal. Ek het betaal daarvoor. Hoekom kruip jy weg? Here, help ons dat ons sal loskom van hierdie ou siklus. Help ons, Here, dat ons sal staan op dit wat die evangelie vir ons getuig, dat die wet gaan ons nie red nie. Dat eie verdienste en werke gaan ons nie red nie. Selfs ons beste pogings is vuil op werk. Here, dankie dat ons 'n interne stryd wel kan beleef. Dankie dat ons weer uit die Heilige Gees, U woord is besig met ons, Here. En soos Paulus self getuig oor die interne stryd, dit wat ons wil, dit doen ons nie, dit wat ons nie wil nie, dit doen ons. Wie gaan my red, ek ellendige mens? God dank. Jesus Christus. Here, ek bid dat U elkeen vandag wat met hierdie interne stryd sit, weer die geloofsekerheid sal gee dat hulle hoop is in U, hulle redding is in U. Help ons, Here, dat ons nie deur
onderhouding of ons werke van wet U verraai nie. Want wanneer ons onsself deur die eie wet wil red en wetsonderhouding wil red, dan sê ons eintlik U was nie nodig nie, U het verniet kom sterwe. Dankie dat ons nie die wet weggooi nie, Here, maar dat ons die wet ook reg verstaan. Niks vir redding nie. Maar die nuwe funksies en dat die wet eintlik weer eens wys op U. Ek bid regtig, Here, dat U elkeen van ons sal help met die geloofsekerheid van ons redding in U, deur U alleen. Niks anders nie. En beslis nie deur onsself nie. Seën die evangelie, Here. En ons bid dit so in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie geliefdes. Al kan ons dit nie voel nie, kan ons dit sien as ons dieper kyk. En agter elke glimlach skuil 'n storie van hoe liefde lyk. Want ons weet dit kos nie veel nie om te gee nie, kom ons gee dit saam.